Ons het in die laaste paar verse van Markus 2 gelees, hoe dat Jesus die waarheid oor die Sabbat vir die mense en veral vir die Fariseërs uitgewys het. Hy het terugverwys na wat in die eerste skepingsverhaal opgeteken is daar in Genesis 1. In daardie kosmiese gedig word vir ons meegedeel dat God ergens in sy skepingsorde hier teen die einde as 'n hoogtepunt die mens geskep het. Soos dit daar staan, na sy beeld en gelykenis, as sy verteenwoordigers op aarde en met die mandaat om die skepping te bestuur. Dit was die hoogtepunt en die einde van God se skepingsproses en daarom staan daar dat hy toe gerus het. Nie omdat hy moeg was nie, maar omdat die skepingswerk voltooi was. En daarom het hy vir die mens ook 1 weksdag gegee om op te hou werk en te rus. Soos ons in Eksodus 23 vers 12 lees, sodat die mens en die wat vir hom werk 'n bietjie kan asem skep. Dit bly vir my interessant dat wanneer mense en selfs Christene wil gryp na wettiese godsdienstige reëls oor 'n saak, byvoorbeeld soos die Sabbatsviering, dat hulle gewoonlik die konteks heeltemal ignoreer en tweedens dat hulle dan altyd net fokus op die tekste wat die inperkings en die straf vir moontlike oortredings bepaal. Hulle fokus nooit op die doel en nooit sal hulle vra wat was God se hart, wat was sy motief vir hierdie instelling nie. Dit was presies die Fariseërs se fout ook. Terwyl hulle met 'n vergrootglas hulle volksgenote loop en inspekteer het, was hulle blind vir God en vir sy liefde. Hulle mis dit toe heeltemal dat die gereelde rusdag, behalwe dat dit vir die mens geskenk is, ook ingestel is om God te eer, Eksodus 35 vers 2, en dat dit vir Israel daaraan moes herinner dat hulle slawe in Egipte was, maar dit nie meer is nie, Deuteronomium 5 vers 15. Ook dat die Sabbat heenwys na kwytskelding, na vryspraak en vergifnis. Dit lees ons in Nehemia 10 vers 31. En dat dit volgens Esegiel 20 vers 12 'n teken was van die verhouding tussen God en sy volk, dat hy hulle uitgekies het om aan hom te behoort, om sy familie te wees. Mag ons nooit so blind soos die Fariseërs wees nie. Hulle was so behep met hoe om sogenaamde oortreders te straf, onder 'n misplaaste dekmantel van die beskerming van God se eer, dat hulle vergeet het wat die Here gesê het daar in Jesaja se heel eerste hoofstuk. Die profeet begin met 'n aanklag teen die volk. In vers 13 sê die Here, moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. En dan sê hy, ek het 'n afskuw van julle wierrookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvierings, feesdae. Hy sê ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Jesus het die Sabbatsrus sy regmatige plek kom gee. Kom ons leer dit van hom en kom ons wees nie verward wanneer ons oor hierdie saak dink of praat nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ook vir ons, U nuwe volk, gun om eenmal per week te rus, om U te eer, om U opstanding te vier en om ook die uitstorting van U Heilige Gees elke Sondag te kan vier. Bewaar ons daarvan om met 'n Fariseërsgees te loop en fout soek, maar om eerder te fokus op U liefde en U verhouding met ons. En help ons as Christene dat ons Sondae feesdae sal wees, dae wanneer ons bymekaar kom om U te eer. En daarom sal ons gebed altyd wees, Here, dat U naam geheilig sal word, dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied. Amen.